1941 was 'n Japaneese diplomaat met die naam Shinu Shigehara gestasioneer in Litouw. Terwyl die Tweede Wêreldoorlog woed, stroom daar duisende Joodse vlugtelinge na sy deur, desperaat op soek na 'n manier om te ontsnap. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Nou, die Japaneese regering het duidelike opdragte gegee. Moenie help nie. Sugihara het 'n keuse gehad. Hy kon sy regering gehoorsaam en niks doen nie, of hy kon alles waag om lewens te red. So vir dae lank het hy gesit en kyk hoe gesinne hom smeek om hulp. En toe, een oggend maak hy sy besluit. Hy gaan sit by sy lesenaar en hy begin met die hand visums uitreik. 12 ure per dag. Geen slaap nie, geen toestemming nie. So teen die tyd dat die nasies opdaag, het hy meer as 6000 visums geskryf en duisende Joodse lewens gered. Toe hy uiteindelik verwyder word, kyk hy na die skare wat wag. Hy buig diep en hy sê, ek is jammer, ek kon nie meer red nie. Sugihara het nooit 'n preek gelewer nie, maar sy aksies was een. Kom ons kyk verder na ander teks in die Bybel wat aansluit by ons teks hierdie week oor gestuurwees, Johannes 12 vers 27 tot 36, en hoe dit steun. Matteus 5 vers 16 is een van die duidelikste opdragte wat Jesus aan sy volgelinge gee, en natuurlik ook vir my en jou. Laat julle lig so skyn voor die mense, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Merk jy ook iets op? Jesus sê nie, laat hulle jou argumente hoor nie. Hy sê nie, laat hulle jou moraliteit bewonder nie. Hy sê, laat hulle sien. Vir my is hierdie vers 'n direkte uitdaging aan die moderne Christendom, want te dikwels word geloof net woorde, debatte, teologiese presisie, sosiale media argumente en wat nog. Die een weet mos al ewig beter as die ander een. Maar Jesus, hy was nie net 'n leermeester nie. Hy was 'n dienskneg. Sy bediening, om die siekes te genees. Sy krag, gebruik om die wat honger is te voed. Sy liefde, gedig aan die gebrokenis. En hier is die ding. Toe mense hom sien, was hulle aangetrokke tot hom. Ek sê dikwels, as die kerk môre verdwyn, sal hierdie stad dit mis. Want as ons regtig gestuur is om Jesus te wys, dan beteken dit meer as wat ons sê. Dit beteken hoe ons leef. Sugihara het nooit gepreek nie, maar as gevolg van hom is duisende lewens gered. Nie net fisies nie, maar redding vir die ewigheid. Wat is ons geloof ook so gelyk het? Ons is gestuur om Jesus te wys. Tot môre, mooi loop.